Goeiemôre vriende, dit is vandag 17 Mei 2025 Saterdag. Mag julle 'n wonderlike dag hê. Mag dit sommer net so 'n genotvolle dag wees waar julle net so 'n bietjie kan rustig wees. Kom ons raak net so vir 'n wyle stil. Heilige Gees, wanneer ons vir 'n wyle stil raak in die teenwoordigheid. Kom vra ek vir u soos wat ons sit of lê of in die karry miskien, dat ons so 'n bietjie ons gedagtes sal laat gaan, Here, en dat ons so 'n bietjie met ander oë kyk na waar ons bly, die dak oor ons kop en vir die dankie sê daarvoor. As ons in ons yskas oopmaak, is daar kos, dankie daarvoor. Daar's borde, daar's messe, daar's virke, ons het 'n toilet, ons het 'n badkamer. Here, ons het 'n sitkamer, ons het 'n braaikamer. Here, alles goed wat onverdiende guns alleen is. Here, as ons so 'n bietjie in ons agterplaas uitbeweeg of dan nou in die straat uitbeweeg, sien ons die skepping in die bome, in die plante, in die gras, in die voeltjies. Heilige Gees, as ons oë opslaan, dan sien ons die blou lig of die wolke wat dit oortrek, ons sien die son, ons sien die sterre in die aand, ons sien die maan. Here, as ons so aangaan hier op die Weskuspad, dan sien ons die see en ons sien die fontein en die damme, die berg. Here, wanneer ons soggens wakker skrik, twyfel ons nie daaroor of die son opkom nie. Hy's getrou, want U het hom getrou gemaak op sy tyd, U het orde verskaf en geskep. Heilige Gees, dankie dat ons U oral sien. Jy is almagtige, alomteenwoordige God en Vader. Dankie daarvoor. Amen. Vriende, mag julle inderdaad genade en vrede ervaar, omdat julle God ken, omdat julle Jesus ken, en omdat julle die Heilige Gees ken. Vriende, ja, ons gaan 'n bietjie aan by Spreuke 23, waar hy vers 19 sê, en hy pak hom nog steeds, hy sê, luister my seun, soek die regte insig, bly op die regte pad. Luister my seun, soek die regte insig, dubbelpunt, hè? Hoe moet jy luister my seun en my dogter? Hoe moet jy luister? Hoe moet jy die regte insig soek? Wat moet jy doen? Die eerste ding wat jy doen, bly op die regte pad. Hè? Bly op die regte pad. Wat is die regte pad? Wel, ek dink die Bybel is vir ons 'n baie goeie voorbeeld. Dit is 'n baie goeie voorbeeld om vir ons te wys wat is die regte pad. Liewe vriende, ek dink dat dit moet ons vir mekaar altyd op die hart druk om te sê, bestudeer die woord. In sy kontekste natuurlik, moet nie onverantwoordelik wees nie, né? In sy kontekste. Gaan kyk wat het God vir Paulus gesê, wat het hy vir die profete gesê en wat is van toepassing op jou en my vandag? Want dit is geweldig baie van toepassing. Op jou en my, al is dit 2000 jaar terug gebeur of langer self 3000, 4000 jaar terug gebeur. Wat is daar van toepassing? Wat kom leer die Heilige Gees vir ons uit die woord uit in die jaar 2025, né? Dit is om die regte insig te soek. Kom soek hom hier in die woord. Hierdie Spreuke help ons daarmee om te sê, maar hier's 'n klomp praktiese reëlings wat ek vir julle wil sê. Soek die regte insig, my seun en my dogter. En hoe soek jy die regte insig? Bly op die regte pad. Deel van die regte pad is om die woord te bestudeer. Liewe vriende, om natuurlik die samekomste van die gemeente by te woon, hè. En baie van ons mense en ons jong mense, en ek wil dit tog op julle hart druk, wonderlike jong mense en ouer mense ook, maar hulle het dit begin een kant te skuif. Hulle kom nie eintlik by die woord uit nie, hulle kom nie aan die samekomste van die gemeente uit om God te loof en te aanbid nie. Vriende, een geslag en hierdie wêreld is gaan. Kyk hoe lyk die wêreld. Kyk hoe lyk die wêreld. En nou wil ek sommer vinnig na julle ouers toe kom ook. Hy praat nou hier met die seuns en die dogters, eintlik met die jong mense praat hy hierso. Maar ek wil ook met die ouers praat. Onthou,
Gaan kyk, wanneer goed skeef loop, kan jy maar na die ouers gaan kyk. Dit is waar alles verkeerd loop. Manne, dit begin verkeerd loop, wanneer jy as pa nie die voorbeeld in die huis stel nie. Wanneer jy sonnaoggend lekker laat lê, jy's die een wat glad nie die voorbeeld stel nie. Daar's nie meer huisgodsdienst in die huis nie. Daar's niks van hierdie goeders meer in die huis nie. En wanneer hierdie goed nie meer in die huis is nie, wees verseker iets anders gaan die plek inneem. Of die tegnologie, of die TV, of die maats, die verkeerde maats, of wat ook al. Iets gaan die plek inneem daarvan. Moenie dink dit skep 'n vakuum nie. Dit skep nie 'n vakuum nie. As jy nie daar is as pa nie, en ek praat gou met die paas. As jy nie daar is as pa nie, as jy nie daar is om die geestelike leiding te gee in jou huis nie, val goed baie keer plat. Gelukkig is daar baie keer maas wat nog vas staan, né? Luister my seun, soek die regte insig, bly op die regte pad. Die deel van die regte pad is dat jy dit by die woord bestudeer. Om die woord te bestudeer met jou pa en jou ma hulle doopbelofte nakom op die ouene wat hulle gesê het om jou te onderrig en te laat onderrig in die weë van die Here, om die hele tyd vir hulle kinders te vertel van die Here Jesus, né? Dan begin jy kinders kry wat begin om die regte goed te doen. Hoekom? Omdat pa en ma vir ons hy voorbeeld stel. Spaar maar nie die voorbeeld stel, jy gaan kry hulle voorbeelde op ander plekke. Glo my, ek praat die waarheid. Luister my seun, soek die regte insig, dubbelpunt. Bly op die regte pad, pa, maar jy's crucial op jou kind se soeke na die regte pad. Moet jy nie ophou met syplappe en vrate nie, né? Want die syplap en die vraat word arm, dronkenskap laat jy in vodde loop. Dan gaan hy aan en sê hy vir die jong mense hierso, wees gehoorsaam aan jou vader en jou moeder, jy is hulle kind, en moet hulle nie verag as hulle oud word, het ons vir mekaar gesê, né? Dit is belangrik kinders, soos wat ek nou sommer met die paas en die maas, gaan belangrik kinders, om mooi te kyk na jou pa en jou ma. Pa en ma, daarom moet jy 'n goeie pa en ma wees. Nog gedink om sê, soek die regte insig, hou jou by die waarheid, moenie daarvan afstand doen nie, hou by die wysheid, hou by die selfbeheersing, hou by die insig. Ek wil vir julle kom sê, as julle na hierdie goed gaan kyk, is dit ongelooflike rigtingwysers in die lewe. Dan gaan hy aan, dan kom sê, die volgende gedeelte, kom sê, onthou nou, ons is besig met luister my seun, soek die regte insig, dan kom sê, maar hoor hierso, daar's iets wat ek vir julle wil sê, 'n vader van 'n kind wat reg doen, voel baie gelukkig. So 'n kind wat reg doen, kom ons weer hierso, bly op die regte pad, hè. 'n kind wat reg doen, wat is dit? Is 'n kind wat sy waardesisteem in die woord kry. Dit is 'n kind, waar kry hierdie seun en hierdie dogter hierdie voorbeeld? By die pa en die ma. Papa, stel jy die voorbeeld? Is jy een wat die voorbeeld stel om die Here te loof en te aanbid, of om by 'n selgroep betrokke te wees, of om my huisgodsdienst te doen daar by jou huis, op jou kind geestelike gesprekke te hê? Sien dan jou kind dat papa jy bid, mamma dat jy bid. Wanneer dit begin gebeur, dan kan 'n vader gelukkig as wees. Hoekom? Hy's gelukkig want hy sien sy kinders doen reg, maar waar het hulle die voorbeeld gesien? By sy pa en by die ma. 'n Vader vir 'n kind wat reg doen, voel baie gelukkig. 'n Wyse seun of 'n wyse dogter verskaf aan sy vader, sy moeder groot vreugde. Mag ook jou vader die vreugde hê, mag ook jou moeder wat jou in die wêreld gebring het, so gelukkig wees. Hoekom? Omdat hulle sien dat jy reg doen, maar ook omdat hulle plig nagekom het as pa en ma om julle in die weë van die Here op te voed. Vriende, ek wil dit tog op julle hart lê, ons land en die wêreld lyk soos hy lyk, omdat ons ouers het wat nie hulle verantwoordelikheid nakom het. Punt. Ons het nou by hoeveel skole net in ons omgewing gaan kom. Waar begin die sleg goed? Ook die goeie goed. In die ouerhuis. In die ouerhuis. 'n Afwesige pa, afwesige ma. 'n Pa wat nie 'n geestelike voorbeeld stel nie, stel op die ou en die wêreldse voorbeeld. 'n Pa wat nie vir God volg in die duidelik dat sy kinders dit kan sien nie, stel 'n voorbeeld dat die kinders later iets anders gaan volg. En daai iets anders, liewe vriende, is dikwels nie goed nie. Begin by die ouerhuis. Wanneer ek en jy as ouers die regte goed doen, wanneer ons die regte goed by ons kinders inprent, wanneer ons die voorbeeld stel,
Nee, ek sê nie julle moet elke Sondag in die kerk sit nie of in die Here te loof en te aanbid nie. Ek bedoel, klink sleg as jy sê jy gaan nie die Here loof en aanbid nie. Ek weet ons leef in 'n moeilike tyd en 'n verskriklike vinnige tyd en dat jy uitgeput partykeer na liggaam en siel is. Dis reg, dit verstaan nie. Selfs jou kinders verstaan dit. Maar jy kan tog nie maand na maand nie die Here loof en aanbid nie. Maand na maand, jaar na jaar nie by selgroepe, klein groepe of by die kerk betrokke wees of goed. Jy kan tog nie maand vir maand en jaar vir jaar by die werk en ergens nie eens praat oor die Here nie. Dit kan tog nie. Die oomblik as dit begin gebeur, val 'n wêreld uitmekaar uit, val 'n samelewing uitmekaar uit. So ek wil vir julle sê, wanneer ons praat hierso, mag die Vader vreugde hê, ook mag die moeder wat jou in die wêreld gebring gelukkig gemaak word. Dan begin dit by jou as ouer. Stel asseblief, ek vra julle uit my hart uit, 'n voorbeeld vir julle kinders. As jy dit nie gaan doen nie, gaan hy vakuum gevul word deur wêreldse goed. Gaan kyk hoe lyk dit in Europa en 'n klomp ander plekke. Gaan kyk dit in ons land hoe dit gaan. Dit begin by die ouers. En as die ouers daardie taak opneem om die liefde van die Here uit te lewe, om vir hulle kinders 'n voorbeeld te begin stel, is dit in die voetspore wat die kinders op die ou einde volg. Gaan dink so 'n bietjie, vriende daar, sommer my 5 sent. Vanoggend julle weet mos nou ek praat maar sommer uit my hart uit met julle, né? Mag julle God se liefde ervaar, Jesus se genade ervaar, Heilige Gees se teenwoordigheid ervaar. Amen.